Onse Heer en Hemelse Vader, ons dank U vir die seën wat U oor ons uitgestort het in hierdie 10 dae van gebed. Here, help ons dat ons die lesse wat ons geleer het, saam met ons sal dra, dat dit nie net 10 dae sal bly nie, maar deel sal word van ons daaglikse lewens. Dit bid ek in U naam alleen. Amen. Ons het aan die einde van die 10 dae van gebed gekom. Ek glo dat dit vir julle elkeen 'n geseënde ervaring was. Ek self het baie geleer oor God en oor myself. Ons het baie onderwerpe aangeraak, maar vandag wil ek fokus op 'n oorbruggende tema: liefde. Ons skriftuurlesing is Johannes 13 vers 34 en 35. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En dan lees ons ook Johannes 15 vers 13. Groter liefde het niemand as dit, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Liefde is 'n baie vreemde ding. Dit kan 'n mens baie vreemde dinge laat doen. Dit is die onderwerp van so baie boeke, poesie, toneelspele en selfs filosofie. Omtrent tussen 60 en 70% van populêre musiek bespreek liefde of verhoudings. Liefde is 'n baie pertinente onderwerp vir die mensdom. Maar dit is ook baie misverstaan. Hoe sal 'n mens liefde definieer? As ons na die Woordeboek kyk, kry ons die idee dat liefde 'n romantiese aantrekking tot 'n ander persoon is, of 'n sterk teerheid of passie vir iets of iemand. Ons weet wel dat hierdie nie die hele definisie is nie. Liefde is soveel meer as net 'n gevoel. Dit is sowel aksies as gevoelens. Sonder aksies kan liefde nie opreg wees nie. Wanneer mens lief is vir 'n persoon, tree jy op in daardie persoon se beste belang en stel daardie persoon bo jouself. Jy het 'n besonderse belangstelling in 'n ander persoon se welstand. Dit is soos ons dit menslik verstaan. Maar wat sê die Bybel oor liefde? In 1 Korintiërs 13 vind ons 'n beskrywing van liefde. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie. Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie. Handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie. Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer meer, maar profeseë, hulle sal tot niet gaan, of tale, hulle sal ophou, of kennis, dit sal tot niet gaan. Ek seker ons almal ken hierdie skrifgedeelte baie goed. Ons beste voorbeeld van wat liefde waarlik is God self. Ons sien in 1 Johannes 4 vers 8 dat God liefde is. Hy is die definisie van liefde. Omdat ons weet liefde is nie net 'n gevoel nie, kan ons kyk na God se aksies om te bepaal wat liefde waarlik is. God se liefde vir die mensdom is onselfsugtig en onvoorwaardelik. God het Adam en Eva perfek geskape en vir hulle heerskappy gegee oor die hele aarde. Asof dit nie genoeg was nie, skep hy vir hulle 'n paradys in die tuin van Eden. Hulle elke behoefte was voorsien. Hulle kon selfs met God in die tuin loop en gesels. Ten spyte hiervan weet ons dat hulle gesondig het. Hoe sou jy gereageer het? Wel, ek weet ek sou besonder kwaad geword het en heel moontlik niks meer met hulle te doen wou gehad het nie. Maar God het hulle nie verlaat nie.
Hy het uitgereik na die mensdom toe. Hy het afgekom na ons vlak toe. Hy het alles gedoen om hulle terug te wen. Hy het so ver gegaan as om die hemel te verlaat en mens te word. God self het 'n hulpelose kind geword, homself verneder en onder sy eie skepping kom leef. Hy het 'n moeilike lewe gelei en 'n aaklige dood gesterf. Dit alles vir sy skepping wat hom verag het. Hoe kon hy dit doen? Omdat hy lief is vir ons. Dit is hierdie liefde van God wat ons liefde vir hom verwek, soos ons sien in 1 Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Maar God verwag nie net dat ons moet lief wees vir hom nie. Dit is tog maklik om vir God lief te hê. Hy het die eerste stap geneem en deur so baie vir ons gegaan en vir ons gedoen. God is so besonder lief vir ons. Dit is soveel makliker om vir hom lief te wees. Ongelukkig is Christendom nie net liefde vir God nie, maar ook liefde vir jou medemens. Soos ons verder sien in 1 Johannes 4, vers 7-12. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God, en elkeen wat liefhet, is uit God gebore en ken God. Hy wat nie lief hê nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Tot sover. Om God se kinders te wees, moet ons mekaar lief hê. Mense is baie moeiliker om lief te hê as wat dit is om God lief te hê. Terwyl God altyd in ons beste belange optree, tree mense meeste van die tyd in hulle eie belange op. Jesus het hierdie goed verstaan toe hy in Matteus 5 vers 46 vir ons gesê het: Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars ook nie dieselfde nie? Ek is seker, baie van ons het al gehoor van die verskillende tipes liefde wat daarna verwys word in die Grieks. Die twee waarna die Bybel oor die algemeen verwys, staan bekend as Philadelphia, broederlike liefde, en agape, selfopofferende liefde. Dit is hierdie agape liefde wat met God geassosieer word. Watter liefde word daarna in 1 Johannes 4 verwys? Wel, mens sou maklik kon dink dat dit praat oor liefde teenoor mekaar, dan nou Philadelphia. Maar hierdie is nie die geval nie. Elkeen van die verse verwys na agape liefde, selfopofferende liefde, dieselfde liefde wat God aan ons toon, die liefde wat alles gegee het om jou te red. Daardie selfde liefde is wat ons moet uitdra aan ander. Christene is veronderstel om anders te wees as die res van die wêreld. Soos ons gesien het in ons skriftuurlesing, is liefde vir mekaar en ander die kenmerk van 'n volgeling van Christus. Kom ons kyk na hoe hierdie liefde behoort uitgedruk te word. En daarvoor gaan ons kyk na Romeine 12 vers 13 tot 21.
Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As dit moontlik is, sover as wat dit julle afhang, leef in vrede met alle mense. Kom ons breek hierdie op, vers vir vers. Vers 13. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges. Streef na gasvryheid. Wanneer jy vir iemand lief is hulle behoeftes vir jou 'n prioriteit. Jy stel hulle behoeftes voor jou eie. In die vroeë kerk was baie van die Christene maar arm gewees, en dis grootliks as gevolg van die vervolging wat hulle ervaar het. Hierdie individue het die bietjie wat hulle wel gehad het, met mekaar gedeel. Ons situasie vandag lyk dalk 'n bietjie anders, maar daar is nog steeds mense wat swaar kry binne in ons eie gemeentes en ons eie vriendekringe. Ons is geroep om die behoeftes van ons medegelowiges te voorsien. Alhoewel fisiese behoeftes gewoonlik die maklikste is om uit te ken, weet ons dat dit nie die enigste behoeftes is wat mense ervaar nie. Partykeer het mense emosionele of geestelike ondersteuning nodig. Jy mag dalk dink dat hierdie die werk van die ouderlinge is. Dit het tog nie iets met jou te doen nie. Maar dit is elke gelowige se verantwoordelikheid om na sy naaste om te sien. Jy mag dalk dink dat jy self swaar kry. En jy het nie dus eintlik iets om vir iemand anders te gee nie. Maar as ons kyk na die vroeë kerk, waar almal ewe swaar gekry het, en mekaar nog steeds gehelp het ons nie eintlik 'n verskoning nie. In Lukas 21 vind ons die volgende kort verhaal. En toe hy opkyk, sien hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi. En hy het ook 'n arm weduwee daar 2 geldstukkies sien ingooi. En hy sê, waarlik, ek sê vir julle, dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het. Want hulle almal het uit hulle oorvloed by die gawes van God ingegooi. Maar sy het uit haar gebrek ingegooi, alles wat sy gehad het, om van te lewe. Ons is nooit te arm om te gee nie. God het nog altyd beloof om aan ons behoeftes te voorsien, en om ons nog meer te seën, as ons dit waarmee hy ons geseën het, deel. As ons nou kyk na die tweede gedeelte van vers 13, word ons vertel om te streef na gasvryheid. Nou, gasvryheid is nie iets wat vir almal natuurlik kom nie, maar dit speel 'n baie spesiale rol in die verhoudings wat mense binne 'n gemeenskap vorm. Dit word belangrik in evangelisasie, wanneer dit kom by bande bou, wat mense nader na die Here toe lei. Ons kry ook in Hebreërs 13 vers 2 die volgende vermaaning. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Hierdie is 'n spesiale seën waarop mense wat nie gasvry is nie, sal uitmis. Vers 14 van Romeine 12 sê die volgende: Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Jesus het gedurende sy aardse bediening gereeld hierdie baie vreemde idee na vore toe gebring. Terwyl hy op die aarde was, het Jesus gereeld die haat van mense ervaar.
Hy het na sy eiendom toe gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Soos die ou lied sê, die man van smarte was hy. Hy was verag en verlate. Eensaam het hy hier gelei. Jesus het beter as enige een van ons geweet wat vervolging en verdrukking rarig was. Tog aan die einde van sy lewe, terwyl hy aan die houtkruis gehang het, deur sy eie skepping gekruisig, het hy gevra, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ons moet dieselfde houding hê as wat Jesus gehad het. As ons kyk na die disippels, wat na Jesus se opstanding die apostels geword het, weet ons dat hulle erge vervolging ervaar het. Meeste van hulle is gedood vir die evangelie, en tog het hulle nooit hulle vervolgers vervloek nie. Wanneer iemand ons te nakom, is ons eerste reaksie gewoonlik om kwaad te word. Dis tog menslik. Ons wag vir die ander persoon om na ons toe te kom om vergifnis te vra. En dan sal ons oorweeg of ons hulle dalk sal vergewe en of ons maar eerder 'n wrok in ons hart gaan koester. Maar dit is nie wat liefde doen nie. Wanneer jy lief is vir iemand, is dit maklik om te vergewe. Ons word gevra om te vergewe, soos God vergewe. Hierdie beteken natuurlik nie dat ons die kwaad wat gedoen is, net plainweg ignoreer nie. Maar wanneer daar wel ware berou is, mag ons dit nie teen daai persoon hou nie. Ons sien in 1 Korintiërs 13 dat die liefde lankmoedig is en vergeld nie die kwaad met kwaad nie. In Spreuke 15 vers 1 vind ons die volgende raad. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die toorn opkom. En dan ook in Efesiërs 4 vers 26 sien ons die volgende beginsel. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. So moet ons mekaar dan hanteer in liefde, al maak ons mekaar gereeld seer. Vers 15 van Romeine, wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween. In hierdie vers sien ons dat empatie ook 'n baie belangrike rol in die liefde wat ons vir mekaar moet bewys, speel. Daar is 'n verskil tussen simpatie en empatie. Wanneer ek simpatie het vir iemand, beteken dit ek verstaan waardeur hulle gaan. En dus voel ek vir hulle jammer. Maar wanneer ek empatie met iemand het, beteken dit dat ek die emosies wat hulle ervaar, saam met hulle voel. Wanneer een van ons treur oor die moeilike dinge waardeur ons gaan, of oor die dood van 'n geliefde, moet ons saam met daardie persoon treur. Aan die ander kant, wanneer een van ons fees vier oor 'n kind wat gebore is, of 'n werk wat gevind is na 'n lang periode van werkloosheid, moet ons opreg saam met hulle bly wees, sonder minagting of jaloesie. Hierin sien ons ook die eensgesindheid waarvan gepraat word in vers 16. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Hierdie eensgesindheid is bitterlik belangrik in die kerk veral. Die kerk word gesien as 'n liggaam en moet dus as 'n eenheid saam beweeg. In Efesiërs 4 vers 1 tot 4 lees ons die volgende. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waarin waardig die roeping waarin julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid,
met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Sonder eenheid onder mekaar sal die kerk nooit sy roeping kan voltooi nie. Ons sal nie die evangelie reg kan uitdra, terwyl daar onder ons tweegesindheid is nie. Die apostels moes voor die uitstorting van die Heilige Gees by Pinkster eers eensgesind voor die Here kom, sodat hulle die Gees kon ontvang. Vandag soek ons na die laatreëns van die Gees om ons te help, soos Jesus se koms al hoe nader kom. Maar ons sal dit nie kan ontvang as ons nie eensgesind is nie. So die vraag is nou, hoe word ons eensgesind? Wel, die antwoord is daar in vers 16. Maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Nederigheid. Dit is iets wat so onnatuurlik is vir die mens. Ons soek ons eie sin en wil hê dat mense altyd ons riglyne moet volg. Ons is tog altyd reg. In God se werk is daar geen plek vir selfopheffing nie. Wanneer ons onsself die minste maak, sal eenheid baie makliker kom. Wanneer elkeen nie stry om sy eie sin te kry nie, of glo dat sy werk is die belangrikste nie, sal eenheid natuurlik volg. Maar hier is dit belangrik om te besef dat elke persoon hulle self nederig moet hou. Andersins sal eenheid nooit plaasvind nie. Wanneer ons nederig is dit maklik om die volgende vers van Romeine 12 toe te pas. Vers 17. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense. In vers 18. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Wanneer jy lief is vir iemand, is dit maklik om die beste van hulle te dink, nie waar nie? Wanneer hulle jou te nakom of kwaad maak, mag jy dalk vir 'n rukkie kwaad wees, maar jy wil nie iets doen om hulle seer te maak nie, en jy wil ook nie lank met hulle beklei nie. Hoeveel keer sê ons nie iets terwyl ons kwaad is, en ons het later berou daaroor nie. Jy voel so sleg, want jy weet hoe seer jy die ander persoon gemaak het. Dit is wat gebeur wanneer ons kwaad met kwaad vergeld. Al wat dit veroorsaak, is pyn. Die Here vra dat ons, so ver as moontlik, in vrede met ander mense moet saamleef. Dit klink dalk na 'n moeilike taak. Maar hoe moeilik is dit om met iemand saam te leef vir wie jy lief is? Ja, daar sal partykeer tyd wees wat dit moeiliker is as ander kere. Maar oor die algemeen is dit darm maklik genoeg. Ek is seker meeste van julle wonder al teen die tyd, hoe is dit moontlik om al hierdie dinge te doen? Hoe kan ek ander mense lief hê op dieselfde manier wat God hulle liefhet? God verwag nie net dat ons ander mense so moet lief hê nie, maar hy beveel dit in Johannes 13, vers 34 en 35. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Maar
dis nie hoe liefde werk nie. Liefde kan nie beveel of afgedwing word nie. Liefde is soos 'n plant wat moet ontwikkel en groei. En wanneer hy eers wortel gevat het, is dit eintlik baie moeilik om hom te verwyder. Dit is net die Heilige Gees wat daardie saad van liefde in ons harte kan plant. Soos daardie plantjie ontkiem en groei ons in ons liefde vir God. Maar soos ons liewer en liewer raak vir God, raak sy belange ons belange. En die dinge waarvoor hy lief is, word ons voor lief. So begin ons ander mense deur God se oë sien. Dit is dan wanneer ons lief raak vir ons medemens. Ons kan eenvoudig nie anders nie, want ons weet hoe kosbaar mense vir God is. Ter afsluiting wil ek verwys na 'n liedjie wat gesing word deur Roger Whittaker. Die liedjie is gebaseer op 'n gelykenis wat oorspronklik geskryf is deur 'n rabbi in Lithuanië. Dis nou natuurlik nie teologies korrek nie, maar dis 'n gelykenis. I dreamed a dream the other night. I dreamed I saw a hell. The countryside was beautiful. I heard a tolling bell, and God provided bowls of rice and chopsticks 3 foot long. And everybody grabbed his bowl and his chopsticks and was gone. Each one sat down alone to eat and found to his dismay the rice could never touch his lips, and so he'd fade away. Oh, I mean, if I had wings to fly, I'd fly up to the highest place and fold and fall and die. For now I know just what I am and where I'll be tomorrow. I have to live within myself to my eternal sorrow. I dreamed a dream, another dream. I dreamed I saw a heaven. The countryside was beautiful. The choir numbered 7. And God provided bowls of rice and chopsticks 3 foot long. And everybody walked and sang, was healthy, fit and strong. I wondered how and why they loved each sister and each brother, until I saw them sit to eat, and each one fed the other. Oh, I mean, if I had wings to fly, I'd fly up to the highest place and fold and fall and die. For now I know just what I am and where I'll be tomorrow. I haven't fed my brother to my eternal sorrow. Liefde is die kenmerk van God se mense. Ja, ons almal skiet tekort. Maar laat ons strewe om elke dag vir God om die Heilige Gees te smeek, sodat ons 'n nader verhouding met God kan ontwikkel en dus liefde vir ons medemens kan bewys. Amen. Kom ons sluit die oë. Here ons hemelse Vader, ons weet dat ons uit ons eie uit nie lief kan wees vir U of vir ons broers en susters nie. Here, ek vra dat U die Heilige Gees sal stuur om daardie liefde in ons te kweek, sodat ons dit kan doen wat U van ons vra, om mekaar lief te hê met U liefde. Dit vra ons in U heilige naam alleen. Amen.